Goeiedag en baie welkom by hierdie opname van Stellenbosch Gemeente se erediens van vandag. Vir hierdie Sondag en volgende Sondag het ons geen fisiese dienste nie, maar wel hierdie opname hier so in die wintervakansietydperk. Dit is eenvoudig net omdat daar so baie mense op vakansie is in hierdie tyd en ons wil ook vir ons musikante en ons gasvryheid en tegniese personeel eenvoudig net 'n russpasie ook skep, soos wat ons meeste van ons in hierdie tyd ook kan geniet. So die 19de Julie is ons weer fisies bymekaar, om 10:00 die oggend. Dis die Sondag net voordat die skool begin. Dis eintlik vir my om weer in hierdie spasie met 'n kamera te praat en te wonder waar in watter spasies jy dalk nou is wanneer jy hierna luister. En dis altyd makliker vir my as daar mense wat ek in die oë kan kyk, en ek wonder sommer dadelik wat dit sê oor die spasies wat ons betree, en hoe mense se teenwoordigheid en hoe ons wanneer ons praat met mekaar, so half vir mekaar af ook praat en luister na mekaar, hoe dit ons beïnvloed. Maar waar jy ook al is, mag jy regtig vandag ook iets ervaar van God se teenwoordigheid in jou spasie, en dat dit nie maar sommer net 'n gedagte is nie, maar dat dit lewend is, en dat dit veranderend of transformerend van aard is, lewegewend is soos die lig waarvan Andrei ook verlede week gepraat het. Nou Andrei het verlede Sondag begin met hierdie wintervakansie reeks, toe hy ons gedagtes so 'n bietjie begelei het deur die skoonheid van lig. Vandag wil ons saam nadink oor die skoonheid van spasie. Dit is winter, in 'n sekere sin is die winter 'n sabbatseisoen, 'n tyd waarin ons van nature genooi word om tot rus te kom van al ons uitspattige somerige skarrel. Dit voel asof dinge stadiger, stiller beweeg. Dit kom skep spasie in ons dagboeke hierdie winter sabbatseisoen. Dit dwing ons ook na sekere spasies, soos kaggelvure en lang tafelbreedie kuiers. So dwing die winter ons ook in sekere spasies, en daarom dan hierdie tema. As jy gelukkig is dit ook 'n seisoen waarin ons sekere landskappe, bestemmings en spasies gaan opsoek. Soos hierdie mooi foto van die Tirasberge, wat Jaco de Swart verlede week, hulle is op die oomblik daar ergens in Namibië, is op pad na Sesriem toe, dan kry jy die Tirasberge, het hy hierdie mooi foto vir die gemeenteraad gestuur. Dit is dus hierdie seisoen van rus en 'n knus genade spasie wat ons betree. Met dit alles in gedagte wil ek jou nooi om saam met my te bid. Ek lees vir ons uit Psalm 139, so 'n paar woorde, en dan bid ons daaruit saam. Psalmdigter skryf hier dat, Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle opkom, of ek reis en of ek oorbly. U bepaal dit, U is met al my paaie, met al my spasies goed bekend. En dan, hoekom weet God dit alles? Al hierdie diepste geheimenisse van ons, selfs die gedagtes nog voordat dit by ons opkom, dan bid ons, waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. En Here, omdat U in elke spasie van ons lewens is, of dit nou die hemelse vreugde ervaring is, en of dit die donker valleie van worstel en wroeg is,
Omdat U oral is, Here, kom ons ook in hierdie oomblik na U toe. Dus dankie dat U in elke spasie van ons lewens is, en dat U nie maar net passief teenwoordig is nie, maar dat U inderdaad lewegewend in en deur en rondom ons werk. Maak ons vandag, in watter spasie ons ook al is, maak ons bewus van U beweging. En laat U beweging ook 'n spasie in ons kom skep. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Wanneer ons die woord spasie hoor, dan dink ons gewoonlik oor een of ander ruimtelike plek, maar wanneer ons oor spasie dink, dan kan ons natuurlik ook dink oor die spasie soos in jou dagboek, spasie in terme van tyd, maar ons kan ook in spasie dink in terme van ons ingesteldheid teenoor die lewe. Brian Draper praat van, are you a spacious person? Met ander woorde, hierdie mens wat spasie maak, ook verander. Een of ander gesindheid. Wanneer ek vandag na spasie verwys, soos jy dalk al teen die tyd kon afgelei het, gaan ek spesifiek fokus op plek, maar al hierdie ander idees oor die spasie in terme van tyd, veral hier in die vakansie, en die spasie in terme van mense, veral hier met die xenofobiese neigings in ons land op die oomblik, is dit alles natuurlik relevant, en in hierdie spasie word dit dan ook so ingenooi. Die wonder van spasies, wat ons ontdek, soos ons dwars deur die Bybel lees, is dat spasies en plekke is nie maar net die agtergrond tot ons lewe nie. Dit is asof dit 'n lewende karakter is in God se storie met ons. Plek speel 'n baie belangrike rol dwars deur die Bybel, daarom word daar so pertinent sekere plekke pertinent genoem in God se hele storie. Ou Testament en Nuwe Testament word hierdie plekke, hierdie spasies doelbewus genoem. So spasie het binne God se werking en God se manier van wees, het spasies 'n manier om ons te vorm. Soos wat mense dit sou doen, so kom spasies ook as 'n vormende invloed in ons lewens. En jy kan hier baie eenvoudig maar net dink aan al die spasies wat ons betree. Ons moes nou eintlik 'n kamera gevat het daar en in Andrei se kantoor ingestap het, en julle sou Andrei in die kantoor waar hy nie nou in is nie, sou julle herken het, en dan sou ons ook kon omstap daar na Dion se spasie toe, en julle sou iets van Dion se manier ook in sy spasie kon sien, en dan moet ek bloosend sê, ek is dankbaar julle kom nie nou in my kantoor kyk nie, want dit verklap ook soms tot skaamte iets van die spasie wat ek ook word op 'n manier. En ek hoop jy kan iets hiervan vandag ook raad sien. Die wonder van spasies is dat dit ook iets aan ons doen. Die skoonheid van spasies is wat dit ook aan ons doen. Soos die stories, en ek wil net hierdie 2 stories deel van die Franse aartsbiskop van Parys. Hy was van 1981 tot 2005 was hy die aartsbiskop van Parys, Jean-Marie Lustiger. Hy het as 13-jarige Joodse seentjie op Heilige Donderdag, die donderdag net voor Goeie Vrydag, het hy die kathedraal van Orléans in binne gestap daar in Frankryk, en dit was 'n stil, heilige dag. Hy sien blomme en kerse en hierdie wonderlike groot spasie. En hy weet nie hoekom nie, maar iets beweeg hom. Sonder woorde, sonder mense, beweeg daar iets in hom as gevolg van hierdie spasie. Hy kom ter die volgende dag, die Goeie Vrydag, terug, en die kerk is leeg. Dieselfde spasie, maar nou ervaar hy leegheid. En in daardie spanning tussen volheid en leegheid word iets onherroepelik in hom wakker gemaak. En hy kom tot die punt wat hy sê, ek wil gedoop word.
En hy gaan soek die biskop van die kerk en hy maak die plan om die pad te begin stap as 13-jarige seun en hy word uiteindelik gedoop en ook later sy suster wat gedoop word. En selfs al wou sy pa hierdie doop deur 'n rabbi tot niet laat maak later jare in sy lewe, het hy uiteindelik hierdie aartsbiskop, hy was bestadium die biskop van Orléans en later het hy die aartsbiskop van Parys geword. Hy het 'n spasie binne gestap wat hom verander het. Was nie gedagtes nie, was nie 'n preek nie, dit was nie een of ander debat of oortuiging of redenasies nie, maar eenvoudig in 'n spasie word hy beweeg. Die Franse skrywer Paul Claudel vertel iets soortgelyks. Op Kersdag 1886 stap hy die Notre Dame kathedraal in Parys binne, die baie bekende Notre Dame kathedraal. Hy's 'n jong 18-jarige man, hy's baie skepties, geweldig intellektueel en beweeg in hierdie kringe en hy's ver verwyderd van geloof en half sinies daaroor. Hy luister na die Kersgesange en veral die Magnificat raak hom diep aan. En dan staan hy by 'n pilaar binne hierdie kosbare groot wonderlike ruimte en hy sien 'n standbeeld van Maria wat Jesus vashou. En dan beskryf hy dit self as hy sê, "In an instant my heart was touched and I believed. I believed with such a strength that adherence with such an uplifting of my entire being, with such powerful conviction, with such a certainty leaving no room for any kind of doubt, that since then all the books, all the arguments, all the incidents and accidents of a busy life have been unable to shake my faith, nor indeed to affect it in any way." Nie 'n preek, 'n boek, 'n teks of 'n debat nie oortuiging nie, maar 'n ontmoeting, wat hy nie beheer oor gehad het nie, wat hy nie gekies het nie, iets wat met hom gebeur het in 'n ontmoeting in 'n spasie. En ek wonder of jy aan sulke lewensveranderende spasies in jou lewe kan dink. Ek wonder as jy jou storie, jou lewensstorie, net in terme van spasies sou beskryf. Ons sou Jesus se storie byvoorbeeld net kon vertel deur plekname te noem. En daar's te veel om op te noem, so ek gaan nie eers nou probeer nie. Ek wonder of jy in soveel deurmekaar spasies en gejaagde spasies en onsekere spasies wat baie van ons beleef, het jy 'n verlange soos ek na anders teenwoordig wees in al die spasies waar jou lewe grondvat. Want ons lewe en ons geloof is nooit los van spasie nie. God het die mens in die tuin geplaas, lees ons in Genesis 2, en so plaas hy ons ook in sekere spasies. Ek wil jou nooi om saam met my Psalm 84 te lees. Met hierdie meer poëtiese temas kan ons nie anders as om meer poëtiese tekste te lees nie. Ons lees Psalm 84. Vir die koorleier met musiek van die koragiete 'n psalm. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by die altare. Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie u woonplek 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. En dan is daar Sela, as jy daar aan die regterkant van die skerm kyk. En Sela is hierdie pause in die musiek, maar ook in ons gedagtegang is dit amper hierdie spasie wat geskep word van reflekteer net gou op wat het jy nou net gebid of gesing en kry jou aandag ook by dit wat kom en dan staan daar weer, dit gaan goed met mense wat hulle krag
in U vind, in wie se hart die pelgrimsweë is. Vir hulle gaan daar fonteine oop, wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag, totdat hulle voor God in Sion verskyn. Nou, Sion is waar die tempel gestaan het. Here almagtige God, hoor my gebed, luister tog, God van Jakob. Bietjie 'n ander klank as hierdie geloofsverklaring in die begin is dit hierdie pleit, Here almagtige God, hoor my gebed, luister tog, God van Jakob. En dan weer op 'n ongemaklike plek amper Sela. Staan net gou stil en dink wat jy nou net gesê het en gaan dan na die volgende toe, sien tog om na die koning, ons beskermer oor God, hou U gesalfde onder die sorg. Waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in plekke, letterlik tente, sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Ek het aanvanklik beplan om 'n klomp ander tekste te lees en net hierdie een versie van die voeltjies te gebruik in hierdie psalm, maar hierdie hele psalm is net so mooi en hierdie beweging in die psalm is heel duidelik om raak te sien. Ons hoor 'n singende pelgrim wat vanuit sy verlange uiteindelik op pad is na 'n spesifieke spasie toe, na die tempel toe. Die plek waar God vir Israel pertinent teenwoordig was, waar die aardse en hemelse bymekaar kom, uiteindelik hierdie goddelike spasie vir hulle gewees. Sy verlange wat hy gehad het na hierdie spasie dwing hom uiteindelik tot beweging, tot die opsoek van die goddelike spasie. Hoekom het hy hierdie verlange na goddelike spasie? Want dit is 'n spasie vol spasie. Daarom hierdie verlange na God spasie, want dit is die ruimte waarin God ruimte maak. Dit is 'n spasie waar selfs die mossie 'n nes en die swaalkie 'n plek vir haar kleintjies vind. Dit is 'n spacious place, die spasie van God. 'n Spasie van sorg en tuiskom vanuit hierdie metafoor van eenvoudige, die commoners van al die voeltjies, sou ons kon sê, waar hulle versorg en kan tuiskom. Lekker metafore om vas te hou. Verder het hy die oortuiging dat dit goed gaan met mense wat soos voëls hul nes kom maak, kom intrek, kom woon in die spasie van God. Wat God se woonplek ook hulle woonplek maak. Letterlik staan daar, geseënd is die mense wat woon in U woonplek. En dit is 'n vreemde gebed vir iemand wat op pad is, vir 'n pelgrim wat op pad is, vir 'n besoeker, want hy is op pad om die tempel te besoek en dan weer terug te gaan huis toe. Is dit 'n interessante gebed om te bid, dat die wat geseënd is hulle wat woon in die woonplek, in die spasie van God. Behalwe as jy dalk juis tuis kan wees, al is jy voortdurend op pad. Al beweeg jy voortdurend in ander spasies om vanuit hierdie woonplek te leef. Soos iemand jou vra, waar is jou woonplek, waar is jou huis? Om dan te sê, my woonplek is in die spasie van God, so op 'n manier wat hy hier sê. Hoekom is die wat intrek in God se spasie, selfs al is hulle op pad, geseënd? Want treurige dorspasies, letterlik staan daar staan daar hier die Bakka-vallei. Dit is 'n vallei daar in Palestina, presies waar kry hulle hom nie vandag nie, maar die Bakka-vallei
soos wat dit in die Ou Testament bekend was, was hierdie droë, dor, lewelose, treurende spasie. Letterlik beteken bakka treurende, huilende, wenende spasie, en hulle reken dis van die huilboom wat in daardie area groei waar die naam vandaan kom. So die wonder van die besoek van die godspasie en die intrek in die godspasie is dat dit uiteindelik ook die dor treurende spasies verander in fonteine, en die vroeë reën staan daar letterlik bring poele oral waar jy gaan. Hulle leef met genoeg krag, sê hy later aan, totdat hulle weer uiteindelik God se spasie betree. En dan kom jy agter dat hierdie metaforiese droë vallei iets van die pelgrim se eie lewenservaring, iets van sy eie lewensspasie op daardie stadium beskryf. As hy in 'n kort smeekgebed iets verwoord van 'n land wat een of ander onstuimigheid beleef, amper soos wat ons vir president Ramaphosa in hierdie tyd wil pleit en wil bid, dat God tog by hom sal wees, dat hy tog in God se spasie sal wees, so ook hierdie onstuimige gebed op 'n manier, hierdie smeekgebed. En daardie abrupte Sela, die sacred pause, staan tussen sy smeking en dit waarvoor hy smeek. En in die spasie van die Sela stilte kom lê die gewig. Here, almagtige God, hoor my gebed, luister tog, God van Jakob. God van daai een van ons voorvaders wat so gesukkel het. En dan sien tog om na die koning, ons beskermer, o God, hou u gesalfde onder die sorg. En dan, asof hy op soek is na die fontein in hierdie treurige, dor realiteit van hom, gryp hy weer terug na onthou, na sy geloofsoortuiging. Dit is vir my beter om selfs net naby die godspasie te leef, as om op plekke sonder God te leef. Want hy onthou daar dit wat hy nou net vir die koning gebid het en van die koning gebid het, onthou hy, God is ons krag en ons beskermer. Letterlik, God is ons son en ons skild, staan daar in die Hebreëus en so ook in die ou vertaling. En God gee genade en eer. Daardie woord eer kan ook met glorie en pragt en skoonheid vertaal word, soos op ander plekke in die Bybel. God gee genade, ruimte, spasie, tuiskom, soos wat jy genade wil beskryf, en hy gee skoonheid. Dit is asof die pelgrim op pad is huis toe, om weer te kan onthou wie hy is, om weer anders in elke lewelose spasie te leef. Dis asof hy weer nodig het om die godspasie te betree, om te onthou dat God ook die son en skild is by elke ander spasie, en dat sy genade en skoonheid ook in elke ander spasie, selfs die dor treurige, ook daar is en waar is. Dis asof die pelgrim in sy verlange en soeke en op pad wees na God se teenwoordigheid, wakker word vir God se teenwoordigheid in elke spasie. En hieroor sê Anthony Bloom hierdie mooi gedagte as hy skryf, you will find stability at the moment when you discover that God is everywhere, that you do not need to see God elsewhere, that God is here. And if you do not find God here, it is useless to go and search elsewhere, because it is not God that is absent from us. It is we who are absent from God. This is important, because it is only at the moment you recognize this that you can truly find the fullness of the kingdom of God in all its richness within you. It is not God that is absent from us. It is we who are absent from God.
Vir Jakob was dit 'n droom langs die vlugtelingpad wat hom laat besef God is op hierdie plek en was nie wakker daarvoor nie. Kon dit nooit indink dat God by my die verleentheid, die verraaier op hierdie vlugtelingpad, dat God in hierdie spasie by my is nie. Vir Moses gebeur dit by 'n brandende bos in sy wegkruip leefstyl van gerief. Vir Dawid by 'n oorlogsveld en later by 'n wegkruip grot, vir Job op die ashoop, vir Rut langs 'n bedellandery. Vir Israel was dit in ballingskap wat hulle God se teenwoordigheid opnuut los van die tempel ontdek. Vir Jona was dit in die donker dieptes van 'n walvispens en 'n besoek aan 'n goddelose stad wat God se teenwoordigheid vir hom oopgebreek het. Vir Maria by 'n stalgeboorte. Vir Petrus by 'n plek van onthou van sy groot haankraai verleentheid. Vir Paulus was dit 'n blind word op die Damaskuspad, amper op die oorlogspad voordat hy kon sien. God is in al hierdie spasies en as jy mooi die patroon hier oplet, is dit onvanpaste spasies. Dis spasies waar mense dit nooit sou verwag nie, wat God teenwoordig is. God is in al hierdie spasies, omhelsend, spasiegewend, lewegewend en transformerend teenwoordig. Maar die patroon is baie duidelik. Sy mense moes wakker word daarvoor. Was nie so ooglopend vir hulle gewees nie. God se heel eerste optrede, die eerste 3 dae van sy skepping, is om spasie te maak. 'n Spasie waarin lewe, plante groei, diere groei, son, lig, al daai goed kon gebeur. Die eerste 3 dae maak hy net spasie voordat hy dit vul. Wonder of ons dit dalk verkeerd om het. Dat ons die heeltyd so vullend werk en met goeders begin en dinge wat ons moet gedoen en vermag word, dat ons nie by spasie begin nie en later eintlik nie meer spasie vir spasie in ons lewens het. Dwars deur God se storie met ons daag hy in alle spasies op hierdie selfde manier op. Die woord genade hou hierdie spasiegewende aard van God seker die mooiste vas. Of dalk moet ek eerder sê, is God eintlik nog die heeltyd by ons teenwoordig en raak ons bewus in alle spasies van hierdie teenwoordigheid. Al die spasies wat God betree het nie maar net eensklaps verander nie, maar die mense in die spasies het elke keer verander, met die besef van God is in hierdie spasie. Die pelgrims van Psalm 84 het 'n spesifieke Godspasie opgesoek, juis om God te herken in elke ander spasie. Daarom is die vraag van uit al hierdie gedagtes vir jou en vir my, watter spesifieke spasies maak jou bewus van God se teenwoordigheid? Ons het verskillende spasies, wil ek amper sê, wat met ons bewussyn praat, wat vir ons sielvol is en ons beweeg. Hoe sou jy spasie kon maak om hierdie spasies te betree en dalk meer gereeld te betree? Nie maar net om in daardie spasie te vertoef en te vlug van alle ander beknopte spasies nie, maar juis om anders terug te keer na elke alledaagse spasie waarbinne jy leef. As jy soos ek glo dat ek deur my leeftyd 1000 bekerings van 1000 dinge nodig het, dan wonder ek, wat is dit vir jou? Watter spasies gaan hierdie bekerings vir jou 'n werklikheid maak? Dalk is dit jou geboortedorp, soos wat David Kramer oor sy eie lewe sing, of dalk is dit Victoria Bay se son wat die hemel oopsluit, of dalk is dit die plek waarvan Connie de Villiers weet, daai plek sonder sorge, sonder pyn en sonder leed,
Of dalk is dit vir jou Bono se Where the Streets Have No Name, soos dit dikwels vir my is. Dalk is dit 'n kunsgalery, soos wat Helene Smit vertel, sy 2 weke gelede hierdie heilige ervaring gehad het, toe sy 'n kunsgalery besoek het. Dalk is dit, soos Henry Nouwen sy tyd beskryf by die Laak community van Daybreak, waar daar gestremde mense woon, en hy saam met hulle in hierdie spasie geleef het, en hoe dit sy hele siening van menswees en van homself en van God se liefde vir hom uiteindelik om verander het. Dalk is dit 'n sabbatical in Lesotho, soos wat Heidi en August op die oomblik ervaar. Of dalk is dit iets so vreemd soos binnelandse sake, of die chaos van spitsverkeer, of dalk is dit iets soos 'n gereelde besoek aan Legacy, soos wat ek al by soveel mense gehoor het, wat daardie ruimte eenvoudig net aan hulle kom doen het, en hoe dit spasie in hulle kom skep het. Dalk is dit die kuier om Marissa hulle se tafel, soos die onlangse pelgrimstog mense dit beskryf van wat met hulle daar om daai tafel gebeur het. Dalk is dit vir jou iets soos Ansu se beskrywing van die Spaanse Camino wat sy onlangs gestap het, of Charlene Nieuwoud se staan op Machu Picchu, wat sy eers beleef het, en dan weke later, dalk maande later, haar seun se intrek en sy eerste woonstel by sy eerste werk daar in Johannesburg. Hoe hierdie spasies heilige spasies word, diep rakende spasies word, transformerende spasies word. Watter spasies doen dit aan jou? Of dalk is dit so eenvoudig in ons opsoek van allerlei spasies, soos T.S. Eliot sê, we shall not cease from exploration, and the end of all our exploring, al ons soeke na spasies, will be to arrive where we started and know the place for the first time. Daar gebeur 'n verrassende ding met die tempel, met hierdie godspasie waarheen die pelgrim op pad was. Na hy afgebreek is in die ballingskaptyd en dan herbou is, lees ons nêrens dat dit weer gevul word met die gees van God, met die teenwoordigheid van God deur die wolk en die vuurkolom, soos by die tabernakel en die tempel, die eerste tempel nie. Behalwe tot en met die uitstorting van die Heilige Gees. Maar hierdie keer kom vul die wolk en die vuurkolom nie die tabernakel of die tempel nie, maar dit kom vul doodgewone mense soos ek en jy, amper lagwekkend doodgewoon mense. Dit kom vul hulle harte, hulle lewens, hulle manier van praat, hulle visie wat hulle oor die lewe gehad het. Dit kom skropnes op 'n manier, maak spasie binne in hulle, en hulle word die draers van God se lewegewende spasie. En dit is wat ek en jy geroep is om te wees, om hierdie spasie te word, waar mense iets van die spasie van God betree en van bewus word. En daarom laaste lekker praktiese vraag, waarmee jy 'n bietjie kan gaan sit. Wanneer jy 'n spasie binne gaan, wat gebeur met die spasie? Word dit kleiner, strenger, veroordelend, vol angs, of word dit ruimer, sagter, veiliger, meer omhelsend, meer menslik, lewegewend? Wat gebeur met die spasies wat jy betree, en wat verklap dit van die spasie wat in jou leef, en hoe jy die Godspasie beleef? Die skoonheid van spasie is dat spasie iets aan ons doen. Dit skep en herskep ons en vorm ons na verskillende kante toe. Die psalmpelgrim reken die opsoek doelbewus intentioneel van God spasies verander hoe ons elke ander spasie betree. En die beweging van die Gees maak van ons die draers van hierdie God spasie
verander. So my gebed vir jou is, mag jy tuiskom in die omhelsing van God se liefde vir jou. En mag hierdie genade spasie deur jou 'n werklikheid word. Deur die Gees wat in jou woon en deur jou van elke spasie 'n heilige, lewegewende spasie wil maak. En mag jy veral in hierdie winterseisoen en in hierdie tyd van spasie regtig ervaar hoe dit met jou en deur jou gebeur. Mag die drie-enige God so spasiegewend by elkeen van ons wees. Amen. Mag jy 'n mooi wintersdag beleef. Goed gaan.